Hallo almal, Marion Erskine hier uit Nantes, Frankryk. Julle ken dit as Nantes en nee, ek het nog nie in Nathaniel se boetie vasgeloop nie. Ek wens ek kon daar wees by julle vandag, maar ongelukkig het my bankbestuurder nie dieselfde gevoel nie. Die mense wat my goed ken sal julle vertel ek gebruik graag metafore en vandag gaan ek dieselfde doen. Julle het al aanskou wat gebeur met 'n kersie as jy glas oor hom neersit. Die kersie gaan dood want die suurstof raak op. Nou wonder julle seker, Marion, wat het 'n kers met 'n kokerprys te doen? Laat my toe om te verduidelik. In 2002 het ek Suid-Afrika verlaat, nie omdat ek wou nie, maar omdat ek moes. My pa is aan kanker oorlede en hy het my ma met 'n waafvol skuld gelos. Mense, luister vir my, moet nooit binne gemeenskap van goedere trou nie. Met daardie skuld en my klein onderwyssalaris was daar net een uitweg. Kom uit. Ek is Taiwan toe met 'n eenrigtingkaartjie en 'n gebed. In Taiwan moes ek Engels gee en ek moes oorleef deur straatmandaryns te praat en stadig maar seker het my Afrikaanse kersie begin flikker. Daar was nie meer suurstof nie. Want jy praat dit minder, jy hoor dit minder, jy sien dit amper nooit meer nie. En al wat oorbly is 'n maat hier of daar of om jou ma se stem eenmal 'n week oor Skype te hoor. 'n Taal het suurstof nodig. Ek kon daarom elke 2 jaar huis toe kom en dan het ek klere gelos deur Afrikaanse boeke saam te vat. Ek het hulle gepesel soos 'n mens met Dubai sjokolade sal maak, stadig, want as dit klaar is dit klaar. In 2007 begin ek heel onskuldig die Lekker Lees boekrak op 'n nuwe platform genaamd Facebook. Ons was 10 lede en ons het onsself die Rakkers genoem. Vandag staan daardie groep op 12.000 gretige boekwurms, die grootste boekgroep in Afrikaans. Vir baie is dit 'n plekjie om te kom kuier en te gesels oor boeke. Vir my is dit lewensreddend. Dit is my naalstring terug na my mense, my taal en my herkoms. En honderde boodskappe het oor die jare ingestroom. Marion, voor Lekker Lees boekrak het ek net Engels gelees. Hierdie groep het my teruggebring na my taal en watter wonderlike skrywers en stories het ons nie deesdae nie. So hier sit ek nou, 23 jaar later, stewig geplant in Frankryk, maar ek dink, droom en skryf steeds in my moedertaal. En ek waardeer Afrikaans vandag meer as ooit. En daarom beteken hierdie prys vir my die wêreld. Aan Erla Diedriks, dankie vir hierdie nominasie en eer. Hierdie jaar was rof. Daar was heelwat mense wat my gesê het ek doen Afrikaans skade deur bloot Lekker Lees boeke te bemark en dat ek nie regtig my toekennings verdien nie. Hier het ek gesit in Frankryk in sak en as en toe kom jy Erla en jy Erla wyd my soos net jy kan. Jy het my herinner aan die duisende mense daar buite wat wel raak sien wat ek vir ons taal probeer doen. Toe ek onlangs in die Kaap was, hoor ek 2 mans hulle baas in Kaaps bespreek. Ek het so gelag dat ek koffie oor die tafel gespoeg het. So of jy nou praat van jou ma en jou pa en hulle stronthuis, of van die agterstraaters op die sidestep in Graafrenet, jy praat my taal. En so gepraat van Graafrenet, ek wil net vir Elise Bishop baie dankie sê dat sy die prys namens my ontvang vandag. My mamma is al lankal hemel toe, en Elise het die afgelope ruk vir haar ingestaan. Moompie, ek is so lief vir jou. Mwah! Ek sal aanhou veg vir Afrikaans oor die waters, vir elke variëteit, elke stem. Of jy nou 'n martini, brandewyn of 'n flat white drink. As jy Afrikaans liefhet, is daar altyd plek in my kraal vir jou. Uit my hart uit, dankie vir Konrad Steenkamp en die Afrikaanse Taalraad vir die ongelooflike eer. Julle gee ons taal se kersie suurstof elke dag. Ons is julle ewig dankbaar. Dankie aan my uitgewers Jonathan Bull, wat my anglisismes en grammatika geduldig uitstryk, sodat ek my stories in Afrikaans kan vertel. Dankie dat julle my 'n huis gegee het vir my woorde. Nou ja toe, ek moet hardloop. Ek het die Frans beloof ek maak vanaand een van hulle gunstelinge, braaibroodjie. En Mrs. Bulls is ook genooi. Dankie julle, au revoir en lank lewe die kokers. Lank lewe Afrikaans.